Professor Hannes Redlinghuys se grade, deel 1. Ek is Professor Hannes Redlinghuys van die eerste gemeente van Jafashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek, wel is eintlik 3 boeke wat deel van die Encyclopedia is. Dis die Nuwe Testament in 'n vereenvoudige wyse word genoem die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels. Dis A4 boeke, 500 bladsye dik. Dis in kleur en die boek 1 is die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Boek 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte en Galate. Boek 3 is Efese tot by die boek Hebreërs, 10 boeke tussenin. Sou jy belangstel in die pakket van die boeke of 1-1 kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of jy gaan na my WhatsApp toe. My webtuiste, sê ek WhatsApp webtuiste, https://Jafashoa, dis IAHVAHSHUA.co.za. Soos jy kan sien op die regterkant. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die volgende 1 of 2 uitgawes ook van dieselfde studie gaan ontvang, want is te veel inligting om net in 1 boodskap te kan stuur. Stuur hierdie kontak vir die vriende en kennisses, almal vir wie omgee. Dis uiters belangrik en jy moet na dit luister as nuwe kykers. Dis uiters belangrik dat jy verstaan dat ons nie vereenselwig met enige van die volgende instansie kerke, groepe of denominasies nie. Enige messiaanse groepe, die Israeliese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Help-beweging, die Sewendag Adventiste, Jehovah's se getuies, Katolieke, Protestante. Ons behoort aan geen kerk of denominasie nie. Ons is nie 'n sekte nie en ons is nie 'n kult nie. Ons is nie 'n nuwe Hebreëse organisasie nie, glad nie. Ons gebruik net die antieke Hebreëse Bybel, volgens wat Dr. Joseph Briand Rottenham in 1860 vertaal het, waar die naam Jesus in werklikheid Yeshua is, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jafashoa, die naam van God is in werklikheid, of die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van God is Elohim, en die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou dis in korte, jy sal hoor wat ek gaan doen in die verduideliking, terwyl ek met hier gaan deel, sal ek praat van Jafashoa, as ek sê Jesus Christus, of as ek praat van die Ruach HaKodesh, dan sal ek sê die Heilige Gees. Ek maak so, dit beteken in hakies, né? Professor Hannes Redlinghuys se akademiese kwalifikasies. Die rede vir die nodigheid van hierdie bewyse verduidelik die aanhoudende aanslag teen my as persoon en hierdie bediening wat reg oor die aarde funksioneer. Dis nie 'n kerk, 'n organisasie of 'n denominasie nie. Ons funksioneer in Bybelstudie, dis al. Reg oor die aarde. En dis vir u om te besluit wat u verstaan en wat u nie verstaan nie. Onmiddellik begin ek by my vakleerlingskap, nadat ek die skool verlaat het, Hoërskool Vryburger te Primrose Germiston in 1969. Nou ja, dit is so lang tyd terug as dit meeste van hierdie wat my aanhoudend aanval en my verneder en met hulle vuil pote my karakter inklim. En dis hoekom ek hierdie verweer vir u, of ek wil amper sê 'n referaat vir u gaan deurgee. Onmiddellik na ek die skool verlaat in 1969, begin ek my vakleerlingskap by Hendrik Verhoef Trailers, de Wadeville, Germiston, waar ek dit in 1994 voltooi. Nou waaroor ek al hierdie dinge noem van 'n kant af, want die is verskillende ouens wat my aanval. Daar's pas byvoorbeeld mense wat sê dat ek was nooit 'n ambagsman gewees nie, ek was nooit 'n pastoor nie, ek was nie naby 'n Bybelskool nie, ek het nie 'n gemeente gehad nie. Nou, ek wil hê dat hierdie ouens moet sluk en sluk en sluk, want ek gee vir u bewysbare feite. Ek moet regtig totaal, en ek wil eintlik die Afrikaanse woord gee en sê vertraag wees
om te doen wat ek doen vir so veel jare is wat ek het doen, en dan is ek 'n fake. Dan is ek 'n fake. Maar dis gewoonlik die ouens wat niks in hulle lewens bereik het nie, wat staan 6, 2 keer of 3 keer moes deurgegaan het en aan die skoolhoof hom gevra om die skool te verlaat. Hulle het nie enige iets self voltooi nie. Goed so, ek begin my vakleerlingskap in 1969, dieselfde, ek het die maandag, die Vrydag klaargemaak met die skool, die maandag het ek my vakleerlingskap begin, Desember 1969, voltooi dit in 1974, ek slaag my vakleerlingskap toets by Olifantsfontein, en ek behaal so my nasionale diploma as ketelmaker of boilemaker, wat nie elke vakleerling wie as 'n vakleerling inskryf, ooit behaal nie. Dis een ding om jou in te skryf vir 4 of 5 jaar, en dis hoekom ek ook net 4 jaar vakleerlingskap gedoen het, nie 5 jaar nie, want op 4 jaar het my maatskappy my gestuur, en ek het my vakleerlingskap geslaag. Daar het ek myself na 'n paar jaar as 'n voorman by Swift Trailers Alberton bekwam het, en daar nie al onmiddellike vooruitsigte vir bevordering was nie, verlaat ek Swift Trailers en in 1980, dis November maand 1980, geregistreer ek en my broer Henny, my boetie, ons eie sleepwa vervaardigingsbesigheid en bedryf dit vir die volgende 43 jaar, of het bedryf so vir die volgende 43 jaar, verskeie van my eie besighede, wat net so terloops ook allemaal by SARS geregistreer was. Jy sien die ouens toe hulle sien, hulle kon my nie aanvat en my uithaal nie, en ek praat nou spesifiek van Arend Botha, toe dreig hy my met SARS, waar my boekhouer vir hom gelag het. Nou ja, so, wat het SARS met my godsdienstigheid te doen? Jy sien dus, wanneer die suksesvol is, wat hulle nie dieselfde dinge kan behaal nie, hulle doodsikkel, dan skielik, dan wil hulle jou dreig. Nou, my besigheid, naamlik die trailermaatskappy, dis hierdie abnormale tippers, lowbeds, Pentechnicons, Falling Goose Sticks, dis nie kartrailertjies, dis als abnormale goed. Kom ons praat so van 16 ton af op en verder. Ek het verskeie besighede bedryf deur die jaar. Ek het ook 'n grondverskuiwingsbesigheid gehad. Ek nie 'n verskuiwingsbesigheid nie, ek het grondverskuiwingsimplemente aangekoop en verkoop teen 'n wins dan. So, ek sê net hierso, nadat ek en Henny die maatskappy geregistreer het, bedryf ek dan so vir my eie besighede vir 43 jaar, wat dan terloops by SARS geregistreer is. My geestelike lewe, dis of ek om kortliks te sê, wat het gebeur vandat ek die skool verlaat het, en dan tot waar ek dan met my lewe, wel tot 'n paar jaar terug, wanneer ek dan die Engelse woord semi-geretire het, uit die besigheidswêreld het. My geestelike lewe, my vader Nick, word gered, kom tot wedergeboorte, toe ek 9 maande oud was. Omdat ek stel, hy belang om meer oor die woord, dis die Bybel te wete te kom, want hy kom uit die NG Kerk, waar sekere Bybelinligting selde dan ooit oor gespreek of geleer was, onder andere volwasse doop, onderdompeling. En so word dit die begin van 'n lewenslange soeke tot meer geopenbaarde kennis in die woord. Dis my vader, myself as kind, vandat ek as kind my verstand gekry het ek paniek altyd met die Bybel of die woord besig gevind, om meer en meer oor die verborgenhede, soos byvoorbeeld, maak 'n nota, 1 Timoteus 3 vers 16, te wete te kom. En daarom was dit dan ook nie vreemd dat hy alles wat in die woord ontdek het, met ons as familie en vriende gedeel het nie, wat dan ook veroorsaak het dat vele van die familie en ons vriende tot bekering en wedergeboorte gekom het. My pa het hom nie geskroom nie, hy het die evangelie gepreek, soos dit gestaan het. Op 'n baie jong ouderdom het ek gereeld na pa Nick gesit en luister hoe hy Bybelstudie doen, en dan is dit nie vreemd dat ek op 'n 13-jarige ouderdom, dus myself, reeds geweldig in die woord belang gestel het nie, dit het my eenvoudig net getrek. Op 15-jarige ouderdom het ek myself bekeer, en is ek volgens Handelinge 2 vers 36 tot 41 in die naam van Jesus Christus, nie in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, Matteus 28:19, nee, maar in volgens Handelinge 2 vers 36 tot 41, in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis my sonde, volwasse gedoop,
of geonderdompel. Net so te loop, ek stap net so verby. Julle ouens wat so warra, hoe is julle gedoop? En wat het titels? Matteus 28 vers 19. Noem my een plek in die hele Bybel waar iemand ooit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees gedoop is. Dan gee ek jou my persent. Nie een plek nie. Elke keer wanneer mense gedoop is, in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van hulle sonde, volgens die 1933 Bybel. As dit die restoration of the original sacred name Bible is, the name of Yahshua to the forgiveness of his sin. Nou hy sê so in Handelinge 2:36-41, dat op die dag, dit was op Pinksterdag, waar die roog gestort word, kom mense en vra vir Petrus, wat moet ons doen om gered te word? Hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yahshua, tot vergifnis van julle sonde. Want die gawe kom julle toe in die belofte, hy sê, julle kinders en almal wat daar ver is. Dis nie babiekies nie, geslagte, ek is 'n kind van my pa, dis 'n geslag. Hy sê, en op die dag is 3000 mense verkeerdelik gedoop. Hoekom? Want hulle is in die naam van Yahshua, tot vergifnis van sonde, Jesus Christus, tot vergifnis van sonde gedoop, of geonderdompel. Nie in die titel van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Ek wil tog sê, as jy meer oor dit wil weet, gaan na my reeks, besprinkeling of onderdompeling, dis op die YouTube, en gaan kyk daarna. Op 15-jarige ouderdom het ek myself bekeer, en is volgens Handelinge 2:36-41 gedoop, in die naam van Yahshua tot vergifnis van sonde. Van 15-jarige ouderdom het ek saam met my vriend Reners Pretorius, wat my lewenslange vriend geword het, hy was so 4-5 jaar ouer as wat ek is, en hy het op daai stadium met hy voertuig bestuur, want ek het nie 'n kar gehad nie, ons het saam, ek het by hulle sondagskool betrokke geraak, daar oom Wimpie en tannie Katie, Simmer en Jack in die huis, en jy kan nie glo hoeveel mense het daar tot bekering gekom nie. En Reners het een dryf gehad, en dit was om die woord uit te dra. So gebeur het dat ek en Reners dan saam, ek en Reners en Hendrik en Diekie, dat ons dan saam beweeg. Hy het so 'n klein Morris Minor gehad, so 'n ronde karretjie, so 'n kleintjie. Lyk soos 'n klein Beetle amper, né? Waar ek op 15-jarige ouderdom dan begin leer getuig het, tussen die kleerlingmense in Reigerpark in Boksburg, waar ons op die strate openligdienste gehou het. Dit sou hier wees waar my soeke na die eskatologiese waarheid van die Bybel sou begin. Jy moet luister wat ek sê. Eskatologiese waarheid, eindtyd waarheid. Maar tot vandag in 2060 is dit so dat meer na 50 jaar ek steeds besig om studies en navorsing in die vakgebied van eskatologie en ander, wat ek dan ook gedurende die laaste 30 jaar, dat ek dan 26 dik A4 en A5, ek noem A4, groot boeke, en A5 boeke, geskryf het. Tussen 350-400 bladsy, 500 bladsy, my Two Keys to the Book of Revelation, is die Engelse een, 800 bladsye. Julle wat my so geterroriseer het oor my grade, ek sal daai boek vat en by enige universiteit in die wêreld indien. En dan kos dit jou so 200.000 plus, en dan kan ek 'n volgende doktoraal verwerk. Dis nie nodig nie. Maar ek het tot op hede 26 sulke dik boeke geskryf, wat in verskillende akademiese opsette, soos Bybelskole en huisbybelstudies en gebruik word as handboeke. Daar's Engels en Afrikaans, so terloops, wat reeds deur de duisende mense in die wêreld gelees en bestudeer is, en steeds vandag bestudeer word. En dit is die oorsaak dat duisende mense hulle reeds bekeer het en wedergebore geword het, deur 'n onderdompeling of wedergeboorte, in die naam van Yahshua tot vergifnis van hulle sonde, Jesus Christus, tot vergifnis van hulle sonde, volwasse, nie kinders nie. Want ek hoor mos wat sê die ouens, hy sê, as jy net Jesus aangeneem het, is jy wedergeboorte. Nee, dis nie wat Yahshua van Nikodemus gesê het nie. Yahshua gebruik die woord water en die Ruach HaKodesh. Goed, ek gaan nou vir die begin die agtergrond gee. Die United Pentecostal Church of South Africa. Omdat ek as kind in die gemeentes van Christus, waar die eenheidsleer verkondig word, groot geword het,
nadat wat nie ook in 1994 gered is, was dit dan so dat ons geglo het, dat ons die volle waarheid volgens die Bybel, die 1933 Afrikaanse Bybel geken het en verkondig het, want nie een keer in die 33 Afrikaanse Bybel was ooit iemand gedoop volgens Matteus 28:19 in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie, maar elke keer in die Bybel in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde volgens Handelinge 2 vers 36-41. Wel, jy kan gaan kyk daar in Handelinge wat sê hy 9, sê hy daar's mense oorgedoop in die naam van Jafashua. Kyk na die reeks onderdompeling of besprinkeling. As jy enige vrae, dan vra jy vir my asseblief. Dan vra 'n bietjie predikant. Hy moet vir jou sê waar 'n kind onderdompel is ooit. Nee, hulle sê Nikodemus in sy huisgesin. Nikodemus in sy huisgesin. Wie sê Nikodemus het babetjies gehad in die huisgesin? Jong mense, groot mense. Net so min as wat hy kan bewys dat daar kinders was, kan ek bewys dat dit was volwasse mense, want nie een keer in die Bybel is 'n kind ook gedoop nie, want die woord sê in Markus 16:16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Nie die ouer glo en die kind word gedoop nie. Maar die kind ontvang die sonde van die ouers, van die derde en die vierde geslag. Hy sê van die wat my haat. Ouers wat kinders doop, haat sekerlik nie Jesus of Jafashua nie. So jy moet gaan kyk na Johannes 3 vers 1-11, waar Jafashua, dis Jesus Christus van Nikodemus sê, jy moet wedergebore word uit water en uit die Ruach HaKodesh. In 1994 is ek getroud, waar ons na Malvern, Johannesburg verhuis het, waar daar nie 'n gemeentes van Christus kerk naby was nie. By nader ondersoek het ons gevind dat die United Pentecostal Church in Benoni, 'n Afrikaanse gemeente was, wie ook in die eenheidsleer geleer en aanbid het. Nou wil ek net sê, ons was geken as die Jesus only. Jy sien die ouens, die AGS en die PPK en die Vollies het van ons gepraat as die Jesus only. Nee, ons was nie Jesus only, dis waar julle verkeerd is. Ons was Jesus everything. Ons was nie net Jesus only nie. It was Jesus everything. Maar julle kon nie by dit verbykom nie. Want julle kon nie Matteus 28:19 tot vandag doen nie. Daag ek enige 3-eenheidspastoor om vir my te kom wys in die Bybel, waar een persoon ooit gedoop is volgens Matteus 28 vers 19 in die titel van Vader, Seun en Heilige Gees. Hoekom het dit titels? As ek sê al die vaders, steek nou julle hande op. Ek is 'n vader, ek kan my hand opsteek, u kan seker. As ek sê al die seuns, steek julle hande op. Ek is 'n seun van my vader, u is heel waarskynlik. Wat is Vader? Dis 'n titel. Seun, dis 'n titel. Heilige Gees is 'n titel, want sy naam is die Ruach HaKodesh. So dis titels. Wanneer jy ouens doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, doop jy hulle in titels. Wat nog van die AGS kerk? Julle kan nie eens Afrikaans lees nie, man. Ek praat van die AGS kerk. Julle onderdompel ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan kyk na Romeine 6, jy kan die hele Romeine lees, maar Romeine 6 vers 1 sê, sal ons in die sonde bly dat die genade mee kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? Of weet julle nie dat ons wie in Jafashua of Jesus Christus geonderdompel of gedoop is nie, het ons met Jafashua bekleed. Ons het gelykvormig gegroei aan die bad van wedergeboorte. Soos wat hy begrawe is en opgestaan het, dis Jesus Christus of Jafashua, word die ou mens van sonde. Ek is 'n daggaroker en 'n messteker en 'n kindermolesteerder. En nou kom ek tot bekering. Wat doen jy met 'n ou wat doodgaan vir die sonde? Jy begrawe hom. En dis waarvan wat die Bybel dan praat van waarvan die teebeeld, die waterdoop ons ook red. Daar's redding, die bloed van Jafashua of Jesus red. Maar die doop het 'n geestelike betekenis. Gaan lees Romeine 6 vers 1-11. Hy sê ons groei gelykvormig, soos wat Jafashua begrawe is en opgestaan het. Jafashua was nie begrawe en begrawe en begrawe nie. Ek was nog nooit by 'n begrafnis waar julle AGS pastore 'n ou begrawe en dan gooi hulle hom toe. En as julle klaar bietjie gestaan en gesels en dan grou julle hom oop, hou julle weer die diens, gooi hom toe, staan bietjie koeldrankie en drink, dan grou julle oop, maar begrawe julle hom nie. Hoekom onderdomp julle die ouens 3 keer? Hoekom doop julle hulle 3 keer? Want dit is 'n Katolieke doop. Vader, Son, Holy Spirit, ex unitatis virex. Dis wat julle doen, man. Julle kan nie eens die Bybel lees nie. En dieselfde met meeste van die ouens wat my oor my grade aangevat het. Julle moet leer Afrikaans lees en ophou om mense uitmekaar uit te skeer sonder dat julle ooit navorsing oor my gedoen het nie. Goed.
By nadere ondersoek het ons gevind dat die United Pentecostal Church in Benoni, 'n Afrikaanse gemeente was wie ook in die eenheidsleer, the Jesus only, geleer en geglo het. Ek wil net vir u sê, u sien, omdat die ouens nie die antwoorde gehad het vir ons. Ek het hoeveel keer as 'n jong seun by die huis gesit, dan kom pastore en predikante van die ander kerke, 'n halfuur, dan stap hy ouens in die huis en dan huil hulle. Maar hulle het nie die antwoorde van my pa gehad nie. En my pa was nie 'n pastoor nie. Hy het die eenheidsleer geken op die punte van sy vingers. So wat gebeur? Wie ook eenheidsleer geleer aanbid het, en 'n week later het ons vir pastoor Chris Prinsloo en Tannie Mossie ontmoet, waarna ons jarelange geestelike verhouding begin ontstaan het. By die eerste gemeente, dit is by die UPC, United Pentecostal Church, by die eerste gemeentelike verkiesing word ons as jeugligheidspaar in die gemeente gekies. Hoekom? Want ek het leierseienskappe gehad, waarna ons die volgende 6 jaar sou dien, omdat ek en ook ander in die gemeente belang gestel het, om in die bediening as pastore in die teologie opgeleid te word, en die Bybelskool in Pretoria gesetel was, en dis ver was om te ry van Benoni 1 keer of 2 keer 'n week vir die Bybelskool, is daar deur die Bybelskoolraad, die SABI, maak 'n nota, SABI, South African Bible Institute. Dis 'n geregistreerde Bybelskool, 'n Amerikaanse Bybelskool wat in Suid-Afrika geregistreer is. SABI, South African Bible Institute, besluit dat daar by ons kerk in Benoni op 'n Dinsdag aand 'n 3 jaar teologie diploma kursus aangebied sal word. Na 3 jaar suksesvolle studies in die teologie, het meeste van ons wie die kursus begin het, dit voltooi. In dieselfde tyd het meeste van die groot Pinksterkerke net 'n 2 jaar kursus in die teologie gevolg, waar ons dan een van die eerste kerke was in Suid-Afrika wat 'n 3 jaar teologie graad, waar dit aangebied was en waar ons dan in gegradeer het. My soeke na die eskatologiese Bybelwaarhede. Soos ek nou reeds weet, het my soeke na die eskatologiese Bybelwaarhede reeds op 'n baie jong ouderdom begin, en kon meeste pastore en dosente myself dan ooit sinvol antwoord wat gebeure verskaf vir gebeure wat in die eskatologiese boeke soos Daniël en Openbaring plaasgevind het. Selfs vandag, na 50 jaar, vind ek steeds pastore en predikante en professors en jy noem hulle wat jy wil, doktors, hulle kan my nie antwoord nie. En dis waarvoor hierdie aanslag teen ons is. Eers oor die eskatologie. Ek het nie gegradeer in Grieks en Hebreërs. Ons het bietjie Grieks en bietjie Hebreërs geleer op Bybelskool vir ons eie doeleindes. Maar ek het nooit 'n begeerte gehad om verder dit te studeer nie. My soeke was na die eskatologiese waarhede in die Bybel. 50 jaar van my lewe. Meeste kerke het sekere verduidelikings gehad wat by hul godsdienstige teologie en dogmatiek kerklike sienswyses gepas het, wat meeste van die tyd onbybels was. My eerste gemeente, nadat ons 3 jaar, en ek wil vir daai ander jaarvol wat vir my gesê het, ek het aan geen kerk, ek het nie 'n gemeente gehad nie, ek het nie, hier is al die goed wat jou maagwerkers gaan gee, my ou, dit gaan jou nagte wakker hou, want jy moet hoor, die Bybel sê wat jy aan die geringste my kinders doen jy aan myself. En jy is die oorsaak dat ander mense eendag gaan hel toe gaan, want jy is besig om sterk te praat, jy hoor 'n klok slaan, jy weet nie eens waar sit die kerk in die straat nie, man. Plaas dat jy jou besig hou met woord, en jouself bekwam in die woord, nou kom vat jy my aan oor iets wat jy niks van weet nie, jy het geen eskatologiese of teologiese agtergrond nie. Jy het nie gaan navorsing doen en gaan kyk waar kom ek vandaan en wat het ek reeds bereik het. My eerste gemeente, nadat ons na 3 jaar afgestudeer het, en ons in die teologie gegradeer, en is ons as pastore en herders verordeneer. So wat sê ek vir jy, ons is eers afgestudeer na 3 jaar, waarna ons dan die teologiese diploma in gegradeer is, en dan later het van ons herders en pastore geword, ander nie. In dieselfde jaar begin ons 'n nuwe gemeente in Hoërfield Boksburg, wat pastoor Gerry Klaasen
as moderator van die United Pentecostal Church. Jy moet nou mooi luister, hierdie oomie wat so deur mekaar is. Hy snyf sy pastousies. Jy moet op die boks lees is om te eet. Jy moet nie snyf nie, oom. Dit tas jou sinus aan en daai een breinsel wat jy het. In dieselfde jaar begin ons 'n nuwe gemeente in Hoërfield, Boksburg, wat pastoor Gerry Kosseer, hy was die moderator, Gerry Klaasen, ekskuus tog, hy was die moderator. Hy het ons kom bevestig wat in die volgende 3 jaar uit sy nate uitgegroei het. Hoekom? Want ek het oor die boek Daniël en Openbaring gepreek en inligting oor die eskatologie was baie skaars, want daar was nie internet nie en daar was nie internet inligting in daardie jare nie. In die United Pentecostal Church het ek ook gou gevorder tot assistent jeugpresident van Suid-Afrika met pastoor Swys Maree, wie die jeugpresident van Suid-Afrika was. Pastoor Swys Maree, baie bekende persoon in Suid-Afrika, ek en hy was soos 'n tweeling. Dan ondervind ek sekere probleme met sekere van die standaarde wat deur die organisasie vereis was. Dis die United Pentecostal Church, wat nie deur sekere uitvoerende raadslede onderhou was nie. Na my vergadering met pastoor Gerry Klaasen, waar ons nie konsensus kon bereik nie, nood dit my om die organisasie, die kerk en die gemeente van Hoërfield met hartseer te bedank. Dit was seker die grootste hartseerdag in my lewe wat ek moes bedank. In terme van, daar was sekere standaarde oor heiligmaking wat ons as pastore moes onderhou, maar die uitvoerende raadslede het nie onderhou nie. Die gemeente van Christus. Toe pastoor Raymond Kaar van die gemeentes van Christus, wie my pastoor was toe ek 'n jong seun was, hoor dat ek die United Pentecostal Church bedank het, het hy my onmiddellik kom sien en 'n vergadering met pastoor Tossie Venter, wie die moderator van die gemeentes van Christus was, gereël, waarna ons die uitvoerende raad, dis die hoogste gesag in die gemeentes van Christus, ontmoet het en onmiddellik as 'n herderspaar in die gemeentes van Christus geordineer is. Pastoor Japie van Staden bedank vir meer as 'n jaar. Hy sê pastoor Japie van Staden bedank vir meer as 'n jaar, aanbid ons in Edenville gemeente by pastoor Sarel Kutse, wat 'n groot vriend van my geword het. Pastoor Japie van Staden te Johannesburg Suid gemeente bedank sy gemeente as gevolg van gesondheidsouderdom en ouderdom en hy verhuis onmiddellik terug Bloemfontein toe waarvandaan hy gekom het. Pastoor Tossie Venter ontbied ons na die hoofkantoor in Pretoria en vra dat ons die gemeente in La Rochelle, dis Johannesburg Suid, moet gaan bedien. Dit was 'n baie sterk Portugese area gewees. Vandag is dit totaal swart. Ek was nou die dag daar, ek gaan iets soek en toe ek daar so ry kon ek nie gedink het dat ons ooit die gemeente daar gehad het nie. So met ander woorde, pastoor Tossie Venter vra dat ons die Johannesburg Suidse gemeente in La Rochelle moet gaan bedien, wat 'n redelike groot kerkgebou gehad het, maar 'n baie klein gemeentetjie, totdat daar 'n pastoor, 'n geskikte pastoor gevind is om die gemeente oor te neem. Vir 3 jaar reis ons van Hoërfield, Boksburg na La Rochelle, gratis, want ek het my eie besighede gehad, en bedien die gemeente wat spoedig uit sy nate bars, want ek bedien hoofsaaklik oor die eskatologiese woord en waarhede, waarvan hierdie mense in hulle lewe nog nooit iets van gehoor het nie. Pastoor Tossie Venter reël 'n vergadering by ons huis te Hoërfield en kom sien my. Hy verduidelik dat die gemeentes van Christus 'n behoefte vir 'n nasionale evangelis het en dat hy in die uitvoerende raad voel dat ek die geskikte persoon is, want ek het ook die grootste EE3, eskatologiese ekspansie 3, evangelisasie groep in Suid-Afrika gehad in die gemeentes van Christus, en dat die koninkryk van Yahshua en die gemeentes van Christus hierby kan baat vind. Ek word as nasionale evangelis in die gemeente van Christus aangestel. Onmiddellik nooi pastoor Tini Wessels, wie vandag in 2000, ek dink wat ek net hier gaan doen, ek gaan net hierso stop, want die tyd gaan my vang. Nou ja, ek dink u het 'n redelike hoeveelheid inligtinge reeds bekom deur agtergrond, waar jy kan sien dat ek sekere kwalifikasies het, wat baie van julle nog nooit eers gesien het nie, en dinge bereik het, wat julle dalk nog nooit bereik het nie. So moenie die volgende uitgawe
mis nie, dit sal deel 2 wees. En dan sal deel waarskynlik 'n deel 3 wees, want die soveel inligting wat ek met u moet deel. As ek dan nou die grade gaan bewys, kom ons kom van 'n punt af en dan gaan vir jou alles gee en dan gaan ek vir die grade fisies wys. So groot as wat ek op die skerm sit, so groot gaan u dit sien. Bid vir die bediening, stuur hierdie video, stuur dit wyd en suid vir elke een wat al ooit sy mond uitgespoel het oor my. Stuur dit uit. Hier's die antwoord. Maar vir baie ouens gaan hierdie soos Engelse sout wees. Dit gaan jou omkrap. Hoekom? Want julle het nie julle huiswerk gedoen nie. Tot volgende week as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.